Saam met my in die ateljee vanoggend is Johan Kotse en hy is die hoofuitvoerende beampte van Agri SA. En dit is altyd so lekker om mense in posisies hier in die ateljee te hê wat regtig die geleentheid het om 'n makroperspektief oor landbou in Suid-Afrika te hê. En Johan, jy is een van hulle en dit is my so lekker om jou hier te hê. Altyd lekker om julle te wees. Nou, ek dink as ons vanoggend 'n bietjie die fokus op die AGOA wetgewing eintlik maar sit. Wat is AGOA? Ek weet dit staan vir African Growth and Opportunities Act. En ek dink wat almal altyd wonder en ek wonder dit graag is wat se voordeel bied dit vir Suid-Afrikaanse boere? Ja, soos wat ons nou staan. Ja, so ek wil eerlik vir jou sê ek dink dit is 'n fantastiese inisiatief. Onthou ons ontwikkeling in Suid-Afrika geskied nie met subsidies nie. So landbouontwikkeling in Suid-Afrika gebeur deur private inisiatiewe. En dis 'n baie groot verskil as jy kyk na wat in die res van die wêreld gebeur, spesifiek die lande na waartoe ons uitvoer. So wat AGOA vir ons gegee het is, ek het 'n preferential trade, so dit beteken ek kan uitvoer sonder 'n tarief teen my, wat eintlik maar net 'n gelykmaker in die speelveld sê maar soos in Amerika, wat dit nou is. En wat dit dan beteken is, ek kan dan eintlik 'n marge vat wat ek nou nie die penalisasie gehad het van 'n tarief teen my nie, so daar's 'n 30% of 'n 20% wat ek sou betaal het wat ek nie meer betaal nie, dit maak die marge groter is. Nou as jy dink hoe die ontwikkeling werk, is dan geld vloei dan deur die handelsstelsel tot uiteindelik by die boer. So as die boere groter marge maak en die boer skep 'n ekonomie, dan begin hy groter groei. Natuurlijk. En dit het met AGOA gebeur. Ek bedoel, as jy byvoorbeeld gaan kyk wat gebeur het met sitrus, die geleentheid wat ons het om uit te voer soontoe, wat nou wel klein is, gee vir my weer 'n geleentheid om die bedryf te groei. En dit was die inisiatief gewees om Afrika se groei te stimuleer. So dis nie 'n grant wat jy iemand gee nie, dis nie hulle noem dit nou 'n freebie, dis eintlik nie 'n freebie nie, dis net 'n geleentheid om te kan handel. Wat mooi is, ek moet presteer om die geleentheid te kan benut. En dit waar groei inkom. En dit is eintlik die essensie van hoe ontwikkeling is. Dis nie om iemand iets te gee nie, maar iemand 'n geleentheid te gee, sodat iemand in die geleentheid instap. En dit is wat AGOA vir ons is. Ek dink om dit mooi te sê is om die speelveld oop te maak. Gelyk oop te maak. Dit dra soveel waarde. As dit kom by uitvoerwaarde, hoeveel uitvoerwaarde genereer Suid-Afrika tans onder AGOA? So AGOA maak omtrent so 4% uit van ons totale uitvoere. Maar jy moet anders daaroor dink. Ja. Ek dink die 4% verbloem tot in 'n mate die impak wat dit wel het. So daar's 'n rede hoekom Amerika ongemaklik is met die handel wat nou tussen ons twee is. So ons is nou verlede week was ek op 'n sending gewees, 'n feite sending gewees na Amerika toe. En iets wat vir my geweldig interessant was, almal van hulle sien die waarde van AGOA, maar nie in die vorm wat dit nou het nie. Nou, ons het nou gesien hy het nou klaar begin om tariewe in te stel. Wat nog vir ons onbekend is, ons het net gesien, dis 'n 30%, so wat nou met AGOA gaan gebeur en of hulle ook daaronder kwalifiseer, weet ons nie. Wat ons wel gesien het by die Amerikaners, is hulle is geweldig gefokus om te kan handel. Maar dit kan nie net eensydig wees nie, en hulle voel is eensydig. Ek dink die belangrikste vir my wat ek geleer het uit die konsep van hulle handel terug na Suid-Afrika toe is, Suid-Afrika is vir hulle belangrike handelsvernoot. En ek dink een van die redes daarvoor is Suid-Afrika se stabiliteit in sy handelsvermoë wat hy het, maak baie oop in Afrika. So dis of Suid-Afrika 'n poort en 'n springbordjie is tot in Afrika. Ja. En dis eintlik vir ons 'n groot kompliment. So vir my as 'n landbouer, ek dink een van die takeaways wat ons gehad het, dit wat ons daar geleer het, is om te sê, weet jy, al is ek klein, en dis waar ek by die 4% wil uitkom, al is ek klein as 'n landbouer, en dan voel dit baie keer vir my, ek sit en ons is jy's eintlik klein in wie jy is. Ja. Die impak wat dit het op die res van die wêreld is geweldig, en dit gaan oor voedselsekerheid. Want onthou, die begin van handel vir enige land gaan oor die ekonomiese stabiliteit wat jy het. Natuurlik. En wat dra by daartoe? Nou, dit maak nie saak waar jy in die wêreld is en wie jy is nie, dit gaan oor kos. Sodra mense genoeg kos het jy klaar stabiliteit geskep. Ja. En so dit het my geweldig opgewonde gemaak, want ek vra vir myself 4%, wat se bydrae het ons regtig as landbou in sê net maar die groter prentjie van handel? En die besef wat ek het is om te sê die groot rol wat ons speel in Suiderlike Afrika. En onthou, ons voedselsekerheid is nie net vir Suid-Afrika nie. Maar jy sit met Swaziland, jy sit met Lesotho, met Botswana.
As dit nie reën nie, is dit in Zambië. Ons sit met Zimbabwe. Jy sit met Mosambiek. So daar's 'n geweldige rollespel wat ons het. So wat my opgewonde maak as 'n boer, dit het my amper 'n means van existence gegee. Ja, ek verstaan dit. En ek is so opgewonde daaroor. Ja. En want ek dink ons kry so baie pak. Ons kry so baie seer. Ja. Daar's so baie, as dit nie die droogte is wat my buite is dit 'n vloed. En as dit nie vloed is nie, dan is dit politiek. Dan is dit iemand wat iets skree wat offensive is, wat ons seer maak. En hierdie was vir my gewees ten spyte daarvan dat daar ek wil sê nie 'n goeie verhouding tussen ons en Amerika is nie. Het ek tog die behoefte gehoor om te sê mense, ons wil graag hê julle moet boer. Want die impak wat jy het op landbou, die landbou se impak is geweldig in handel in die wêreld. Ek dink die mense kan dit onderskat nie. So as ons een ding vandag vir mekaar sê is ons kan nie Suid-Afrikaanse landbou daai impak wat dit maak onderskat nie. En jy wat nou so praat, jy het nou genoem wat jy het genoem 'n feitesending. Ja. Bietjie gaan kuier, bietjie gaan uitvind van weet jy wat? Mens hoor 'n geskree en 'n geraas en mens hoor soveel goed deur die media platforms, maar dit is baie keer belangrik om self te gaan hoor. En ek dink wat vir my lekker van so 'n feitesending is julle wat nou gaan kuier het en gaan sien het en gaan praat het oor klomp verskillende temas. As mense praat van die potensiaal wat in Afrika en Suid-Afrika lê, is daai gevoel nog daar dat die buiteland voel die potensiaal lê nog in Afrika en die potensiaal is groot. Miskien ek net ons het die vraag gevra. Ja. Miskien ek net twee goeders, die feitesending. Ons het gesê ons gaan nie vir politiek nie want ons is nie 'n politieke instelling nie. Ja. Alhoewel ons dink dit is nodig en daar's 'n gewellige plek daarvoor. Die feitesending het daaroor gegaan die spelers in AGOA wat moontlik geaffekteer is bymekaar gekom en gesê wat gaan ons maak. Ja. En toe het ons gesê wat ons doen is kom ons gaan terug na die regering toe en sê vir hulle ons wil graag as besigheid so toe gaan om die klimaat te gaan toets. Daarvan. So ek wil nie teen die regering wees nie. Ek wil ook nie politiek speel en partyskap iewers te vat nie, maar as landbou en mynbou byvoorbeeld soos baie groot verteenwoordig by ons en ander besigheid het gegaan en gesê kom ons gaan kyk hoe lyk dit. Kom ons gaan kyk hoe werk dit. Wat vir my fantasties was, daar is politieke spel. Ja. En daar is 'n vlag wat hulle opsteek. Maar wie sodra jy begin praat oor handel, is daar 'n verhouding. En ek dink iets wat ek ook geleer het uit hierdie feitesending uit is, alhoewel die Trump administrasie geweldig sterk gefokus op besigheid en sy denkwyse regtig uit dealmaking is. En baie sterk is op tariewe. Ek bedoel hy praat al baie lank daaroor. Het hulle gewellige waarde aan verhouding. Ja. En het ek gesien al verskil jy met iemand. En al is daar 'n gewellige verskil, mag jy nooit die verhouding laat gaan nie. En vir hulle is verhoudingsgebaseerde handel is vir hulle geweldig belangrik. So en dit was nogal vir my fantasties. So daar was 'n gewellige waardering dat ons as besigheid so toe gegaan het en gesê het, kan ons net praat daaroor. Kan ons net verstaan wat julle vir ons vra en wat julle van ons verwag. Ja. Dit is geweldig belangrik. Ek wonder nogal watter spesifieke landbouprodukte word tans deur AGOA bevoordeel. So as ek nou 'n paar vir jou kan noem, daar's heelwat van hulle. Ja. Neute is byvoorbeeld een, sitrus is die groot een waar ons almal praat, wat nou daardeur gaan, maar ons sukkel om baie van hierdie produkte deur te kry. Wyn is byvoorbeeld ook daar. So iets wat ons ook byvoorbeeld vir hulle gesê het is, al mag dit klein wees, vir ons as industrie, as jy byvoorbeeld die neutbedryf vat, dis 'n baie groeiende industrie. So daar's baie geplant wat nog in produksie moet kom. So die neutbedryf mag baie klein wees, maar die relevantie daarvan is groot. Want as jy nou weer gaan kyk waar die neutbedryf gevestig is in Suid-Afrika en jy verstaan wat ons probleem in Suid-Afrika is, wat ekonomiese groei kort, want ek wil werk skep en die ander ding is ek wil stabiliteit bring in 'n omgewing. Ja. Dan speel die neutbedryf 'n belangrike rol. Natuurlijk, ja. So al is dit vir julle klein, vir ons is dit nie klein nie, want sosio-ekonomies in Suid-Afrika is dit 'n gewellige groot rolspeler. So al is ons klein, al is landbou insignificant is die mooi woord. Klein in baie mense se terme. Die impak van landbou in Suid-Afrika is absoluut geweldig. En ek het net weer besef dat die wêreld sien dit raak. Ja. Ek wil een van die mooi goeders wat die ouens vir ons gesê het, is julle is nie spesiaal nie. Die feit dat julle nou 'n pak kry en dat dit nou vir julle seer is, kom nou hoor. Dit gebeur met ons almal. Want hy sê hierdie tariewe wat die Trump administrasie instel, stel hy in die hele wêreld in. So dit gaan nie net julle wees nie. Maar wat hulle wel gesê het is, die feit dat julle uitsonder, beteken julle is waardevol. Toe sê ek, Jessie, dis my moeilik om te verstaan, want ek kry nou 'n pak, nou sê jy vir my, jy's lief vir my. Toe sê hy, maar dit is regtig wat dit is.
En toe het ons by die waarde uitgekom om te sê, maar verstaan julle nie wat se waarde Suid-Afrika wel het nie? 'n ander interessante ene is, daar's 600 plus Amerikaanse maatskappye wat in Suid-Afrika is. En dit het ook 'n waarde. Dit het 'n gewellige waarde vir my as 'n Suid-Afrikaner, want onthou in landbou gebruik ons baie tegnologie en masjinerie uit Amerika uit. Ons voer wel uit ook soontoe. En ons voer wel kritieke, ek wil sê, insette vir hulle ook uit. Maar ek het ook weer besef hoe groot die waarde vir hulle is in Suid-Afrika. So dis 'n interessante spel waar mens is. Wat vir my interessant was, en dis amper of mens op 'n ander vlak daarna kyk, dis eintlik geweldig kompleks. Die kompleksiteit van, dis nie net ek gee vir jou produk en jy gee vir my produk terug nie. Die kompleksiteit waarmee jy deel, moet mens tot 'n mate in perspektief kry. En ek dink wat nou gebeur is, dis amper of daar 'n reset is van die Trump-administrasie reg oor die wêreld tot handel. En ons moenie bang wees daarvoor nie. Ek bedoel, dit is 'n reset en ons is deel daarvan. Maar wat wel moet gebeur is, ons moet die kompleksiteit verstaan, want iewers sal ons moet onderhandel en by mekaar moet kom om te sê, maar ek voer miskien dalk meer as jy uit en as vir my is 'n surplus. Vir jou is daar 'n jy minder as wat ek na jou toe uitvoer. Maar jy het Amerikaanse maatskappye wat by my is. Ek het kritieke minerale wat ek na jou toe kan uitvoer, wat 'n gewellige impak by jou kan wees. So dit kan nie 'n 1-tot-1 wees nie. En ek kan in elk geval nie met die valuta wat ek het, kan ek in elk geval nie gaan produk koop by jou. Ja. Om op te maak vir dit wat ek uitvoer soontoe nie. Dis my net te duur. Maar daar's 'n ander rollespel wat ek het. En dit het ek gesien. Maar dit kan jy net doen in die verhouding wat jy het. So al verskil jy met mekaar en ons is nou in 'n moeilike tyd. Moet jy die verhouding behou en nie bang wees daarvoor nie. En dan moet jy gaan teruggaan en sê, maar wat is die waarde wat ek wel kan toevoeg tot 'n groot land soos Amerika? Al is ek klein. Al is ek het vir hulle gesê, ek voel soos 'n vlooi op 'n hond se rug. Ons is klein, maar ons het tog 'n rollespel. Ja. Ons het so 1 minuut oor en ek dink terwyl jy praat, kan ek nie help om te dink die waarde wat van om iets in perspektief te plaas. Dit vat 'n bietjie vrees weg. Of is veronderstel om vrees weg te vat as mens 'n geweldige ingewikkelde ding net in perspektief plaas. Dit vat daai vrees weg en dis goed. Dit moet, né? Ek dink wat vir my belangrik is, ons moet dit vereenvoudig sodat ons dit kan verstaan. Ja. So ons het baie komplekse probleme waarmee ons deel, maar baie keer is daai komplekse probleem word makliker as jy dit vereenvoudig en vir jouself sê, ek verstaan dit. Ek kan vir jou sê, die goed gaan nie weggaan nie. So dit help nie, ek stoot dit net weg nie, ons moet daarmee deel. Ja. Selfs die politiese situasie in Suid-Afrika gaan nie weggaan nie. Dit is wat dit is. Maar ons moet en dit is kompleks, maar ons moet dan gaan kyk of ons dit baie meer kan vereenvoudig en oplossings daarvoor kan kry. En ek dink landbou is 'n baie goeie oplossing tot baie van die kompleksiteit waarmee ons deel. Wel Johan, ek is baie dankbaar vir mense soos jy. Dankie dat jy 'n bietjie gaan skouers skuur het en dankie dat jy kom kuier het. Ek waardeer dit. Baie dankie.